Wat sê jy vir God wanneer jy verkeerd was? Nou kyk, dis een ding om met God te praat wanneer jy seer is. Daar's iets wat jy na God toe bring en jy moet met hom praat oor ding waarmee jy worstel. Maar dit is heeltemal anders om met God te praat wanneer jy weet jy is skuldig aan iets. Want wanneer ons gekonfronteer word met ons sonde, wil ons natuurlik, ek weet nie van jou nie, maar baie keer ek is so, ek wil verduidelik, ek wil redes gee, Here, ek was moeg, ek was onder druk, Vader, U verstaan ons, nee, daai het my kwaad gemaak, so dis hoekom ek gepraat het, Here, U ken ons my hart, nee, wat ek vroeër die week oor gepraat het. Psalm 51 wys vir ons wel iets heeltemal anderste. Hier kyk ons na Dawid, na sy sonde met Batseba, na die profeet Nathan hom kom konfronteer en na die oomblik waar Dawid nie meer kan wegsteek waarin hy skuldig is nie, en dan bid hy baie spesifiek. Kyk gou, luister gou wat sê hy hierso. Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde, want ek ken my oortredings en my sonde is altyd voor my. Geen verskonings, geen verduidelikings nie, geen blame shifting nie, geen, maar Here, U weet mos my situasie nie. Geliefde, nee, net eerlike belydenis. Dawid praat nie om homself te verdedig nie, hy praat om gereinig te word. En dis 'n groot deel van geestelike volwassenheid, want soms dink ons eerlikheid beteken ek sê alles wat ek voel. Ek kan net gooi, maar nee. Bybelse eerlikheid beteken ook dat ek erken wat God reeds sien. Here, ek was verkeerd. Here, ek het gesondig. Here, my hart is nie reg nie. Daarom, Here, asseblief reinig my. Dis wat Dawid bid. Hy gaan verder in dieselfde Psalm, maar sê hy, skep vir my 'n rein hart, o God, gee my opnuut 'n standvastige gees. Met ander woorde, Here, moet nie net my omstandighede vir my verander of regmaak nie, maar maak my reg, verander vir my. Dis 'n gebed wat ek dink ons almal nodig het. Want jy sien, die probleem is nie altyd net wat ek gesê het nie. Die probleem is dikwels die hart, die gesindheid, die houding waarvan uit ek gepraat het, hoe ek met God gepraat het. Was dit trots wat gepraat het? Was dit bitterheid wat gepraat het? Miskien was dit skuld wat gepraat het, vrees, begeertes, nee, selfsugtige dinge wat ons baie keer dryf. En daarom vra Dawid nie net vir 'n skoon rekord nie. Hy soek nie vir ek wil net 'n blaadjie oor staan. Hy vra, Here, gee my 'n rein hart. Geliefde, vandag se eenvoudige gedagte is, ware eerlikheid voor God is nie om my sonde te verduidelik nie, dis net om dit te bely. So dalk is vandag nie net 'n dag vir lang verduidelikings nie. Dalk is vandag die dag vir 'n eenvoudige, eerlike gebed. Sê, as jy weet jy was verkeerd, Here, ek was verkeerd. Sê, Here, reinig my, skep in my 'n rein hart. Here, gee my opnuut 'n standvastige gees. Nee, want genade is nie net daar om my en jou verskoning sterker te maak nie. Genade is daar om by ons elkeen 'n nuwe hart te vestig. So, kan ek en jy vandag so bid? Kan ons leer om te bid? Sê, Here, maak my hart rein, maak my gedagtes opnuut weer gevestig op U. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir enorme genade en ook vir hierdie gebed wat Dawid gebid het in Psalm 51. Ons kan so baie by hom leer oor 'n man wat naby aan U geleef het, maar ook foute gemaak het, wat nie perfek was nie, soos ons almal. Ons maak foute, ons is nie almal perfek nie. En hier waar hy 'n groot fout gemaak het, waar hy 'n enorme fout begaan het, Here, kom hy en hy word gekonfronteer, maar hy vat verantwoordelikheid. En daarom, Here, wil ek vandag vir myself bid en vir almal wat luister, dat ons sal verantwoordelikheid vat vir ons lewens en dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons berispe waar ons moet berispe. So, Here, ek bid vir hierdie genade vandag. Meer genade om getrou te wees in U, maar ook dat ons die genade sal aanvaar om op te hou verskonings te maak vir ons lewens, vir ons optredes, hoe ons dink en hoe ons net dinge doen. Here, U verdien beter, want U Gees woon binne in ons. En daarom, Vader, bid ek dat ons elkeen sal opgeroep word tot heiligheid. Dat ons sal opgeroep word tot 'n vorm van eerlikheid wat net ons lewens werklik gaan verander. Dankie vir U genade, dankie vir U liefde. Ek bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.